Welkom terug en vanoggend gesels ons met Abraham Vermeulen en Drian Bresler van Corteva AgriScience en ons gesels 'n bietjie oor saadnavorsing en ontwikkeling spesifiek in die Suider-Afrika gedeelte van die kontinent. Kerels, baie welkom. Goeiemôre. Dankie, baie lekker om hier te wees. So, kom ons begin gou-gou by die ding, by die eerste ding. Corteva AgriScience, 'n redelike jong handelsmerk wanneer dit kom in die internasionale kringe, maar 'n indrukwekkende 200 jaar geskiedenis wat julle nou het. Vertel ons gou 'n bietjie vir die kykers wat nie weet van Corteva nie, waar die dinge begin en so voort. Dankie Doopie. Ja, 6 jaar jonk, maar eintlik soos jy sê indrukwekkende voorvaders. DuPont het so begin 1802. 90 jaar later toe's Dow Chemies daar en die jongste van ons voorvaders is inderdaad Pioneer Saad wat volgende jaar 100 jaar oud is. Ons is super opgewonde volgende jaar om dit met produsente ook plaaslik te kan seevier. Corteva het ten doel regtig om produsente sowel as al ons verbruikers in 'n volhoubare manier te ondersteun en ons voel die beste manier om dit te doen is deur tegnologie. Ons is so 22.500 mense wêreldwyd wat eet, droom, slaap landbou. So ons is 100% landbou maatskappy, genoteer op die New York aandele beurs. En ja, ons bring saad, landbouchemie, biologiese middels vir produsente. As ek 'n bietjie plaaslik tuis bring ook, ons hoofkantoor is hier in Centurion waar ons die Afrika besigheid van af bestuur. Maar bevoorreg, ons het mense van Kaapstad tot in Kaïro, ons het mense in Kenia op die ooskus, ons het mense in die voorkus, so ons is regtig oor die hele Afrika kontinent. En ek dink plaaslike kykers sal ons meer ken vir ons plaaslike handelsmerke van Pioneer Saad, Pannar Saad. Dan verkoop ons chemie en biologiese middels onder die Corteva handelsmerk. En as ek net so 'n bietjie gesels, ons is so oor die 500 mense in Suid-Afrika, 2 produksieaanlegte, een hier in Raslin, wat mielies doen en dan sonneblom, sorghum, sojas in Kroonstad en dan is 'n klompie navorsingsaanlegte wat Drian ook vir ons lei. So Corteva is 'n baie interessante naam. Wat is die oorsprong? Vertel ons 'n bietjie daarvan. So die oorsprong van ons naam Corteva, so dis in Engels gesê the heart of nature en soos nou vir Afrikaans sou vertaal sou sê hart van die natuur. En dit is regtig wat ons gebruik in alles wat ons doen om volhoubaarheid na weer te bring en om vorentoe te boer vir die toekoms. En in ons navorsingsafdelings het ons iets wat ons so wat 100 mense net so oor 100 mense in Suid-Afrika waar ons dan proewe doen van ons 3 navorsingsaanlegte af oor 100 lokaliteite waar ons elke jaar meer as 5 miljoen datapunte bymekaar sit. Ja. Regtig om ons omgewings baie goed te verstaan, om ons nuwe produkte, ons basters, ons cultivars baie goed te verstaan en te ontwikkel oor 'n lang tydperk om regtig die beste na die plaas toe te bring en die volhoubaarheid van ons produsente te verbeter. So ek verneem dat landbou reg oor die wêreld, al die boere sukkel maar met dieselfde tipe uitdagings. Maar as julle nou spesifiek praat oor produsente, die grootste uitdagings wat julle daagliks sien waarmee julle moet doen wat maar reg deur die bank 'n probleem is vir boere reg oor die wêreld. Ja, ek dink die uitdagings is redelik algemeen. Weet mense is nederig en trots op wat produsente elke dag bereik. As mens dink aan klimaatsveranderinge, infrastruktuur, plaasveiligheid, volhoubaarheid is algemene uitdagings. En weer eens, Doopie, hoe kan ons produsente help met tegnologie? Weet en ek dink dit is waar ons super opgewonde is, dit wat ons reeds daar op die plaas het, maar wat ook op pad is na die plaas toe. As mens net dink in terme van tegnologie is absoluut die antwoord vir al hierdie uitdagings. Nou kan julle my 'n bietjie vertel van die tegnologie agter iets soos saadontwikkeling, die wetenskap, want ek neem aan dit verskil ook met al julle mense reg oor die wêreld. Dit verskil van plek tot plek soos wat daar 'n noodsaak is vir verskillende klimate. Ja, so ons tegnologie het twee komponente. Dit is ons basiese kiemplasma wat ons plaaslik al ontwikkel het vir byna 70 jaar en dan bring ons dit saam met die heel nuutste tegnologie soos AI, hommeltuie en so tesame om in ons plaaslike toestande 'n seleksie te kan doen
en dan aan die boere toe te bring. So, jy het nou AI genoem, dis 'n interessante konsep, veral as dit kom by landbou. Nog nie gedink hy gaan sy kop daar uitsteek nie, maar hoe implementeer julle iets soos AI in wat julle doen? Ja, so ons is in Suid-Afrika as 'n maatskappy basies 70 jaar en ons doen al navorsing hierso vir 'n baie lang tyd. So ons het al data opgebou oor 'n lang tyd. So AI en die tipe tegnologie gaan oor groot data en groot data te gebruik in ons omgewing. En deur ons ek weet nie Afrikaans met predictive analytics gebruik ons dan al daai inligting saam met ons plaaslike ontwikkelde kiemplasma en ons gebruik die algoritmes om ons dan te help om beter seleksies te doen. Nou wat dit vir ons gehelp het oor die laaste 10 jaar, ons het genetiese vordering gemaak van meer as 3%, maar om dit meer prakties in konteks te sit oor wat beteken dit op die plaas, as ons in Suid-Afrika kyk na die grootste droogte in 100 jaar, wat die 2016 seisoen was, het ons die gemiddelde opbrengs in Suid-Afrika op mielies tydens daai droogte was dieselfde gewees as die gemiddelde opbrengs in mielies 10 jaar voor dit, wat nie 'n droogtejaar was nie. So gebruik ons die tegnologie om beter seleksies te maak, om ons produkte, ons cultivars wat ons dan nou vrystel, meer verdraagsaam te maak, soos byvoorbeeld droogte of siektepeste. Wel, ons sal nou 'n bietjie verder gesels met Adrian en Abraham en Drian oor hierdie interessante onderwerp, maar ons is nou weer terug. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat. FR Plus laat nie net rykdom groei nie, hulle beskerm dit ook met eksklusiewe beleggingsopsies wat volgens FR Plus se skatting tot 22% per jaar voor belasting of 12% na belasting kan bied, is finansiële groei binne jou bereik. Versterk jou toekoms, verseker jou nalatenskap. Besoek frplus.co.za. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat. En as jy nou net ingeskakel het op Groot Plaas, ons gesels met Abraham Vermeulen, hy is die kommersiële hoof van Corteva Afrika en Midde-Ooste, en dan ook Drian Bresler oor saadnavorsing en ontwikkelingshoof van Afrika Midde-Ooste, albei gebaseer in Pretoria. Ons het nou gehoor, julle is daar in Centurion. Nou, net voor die breek het ons bietjie gesels oor die tegnologie en kunsmatige intelligensie wat in julle produkte ingaan, maar nou is daar 'n interessante ding wat sy kop uitsteek en julle noem dit gene editing. So maybe kan jy ons 'n bietjie meer vertel van dit? Ja, gene editing is vir ons dis 'n baie opwindende tegnologie en net so dit is die dames wat dit uitgevind het die 2020 Nobelprys gewen vir chemie. Dis 'n revolusionêre tegnologie wat gebruike van die mediese veld het tot in landbou. En waar in landbou waar ons dit kan gebruik is om spesifieke variasie in ons genetika te skep wat ons kan help om dan seleksies te doen vir byvoorbeeld siekteweerstand en verskeie siekteweerstandsgene bymekaar te sit wat ons in ons spesifieke omgewings dan kan help. So as 'n boer byvoorbeeld roes of breinroes op sy cultivars het, dan kan mens baie vinniger ontstelingsproses met die tegnologie lei. So die prinsip dan sal bly dat 'n saad het 'n basis en dan word dit vir spesifieke areas aangepas met hierdie gene editing. Ja, net so. So uit ons seleksie uit het ons 'n kiemplasma basis waar dit gebou is en hierdie help ons net om vinniger by die produkte te kom
wat ons dan kan gebruik waar ons teeling is gebaseer op variasie skep. Hierdie help ons om baie spesifieke variasie te skep op sekere plekke en die seleksie dan te kan toepas. So, Abraham, maybe kan jy vir ons sê, hoe belangrik is dit om die boere te ken wat gebruik maak van Corteva in hulle lande en julle ander produkte, om te weet wat is nodig en wat het julle nodig om te navors vir oeste wat vorentoe gaan? Nee, weet verhoudings met produsente is absoluut krities, Doopie, want ons hulle is die lens, weet, hulle is die gehoorstuk, hulle moet vir ons sê waar die uitdagings is, waar die versoeke is. So daai noue verhouding met die produsente laat dan ook toe vir Drian om te sê wat is nou relevant, waar is die uitdagings en hoe kan ons dan ook die tegnologie aanpas om van hulle uitdagings die hoof te bied ook. Weet, so ek dink is krities belangrik dat ons 'n sterk verhouding het met produsente. So wat sal dan die hoof kan ek sê genetika wees in 'n Suid-Afrikaanse saad in vergelyking met dieselfde saad wat in Amerika gekry word? Ja, so Suid-Afrika se klimaat is baie spesifiek, maar ook baie varierend tussen die ooste en die weste. En ons ontwikkel produkte vir spesifieke gedeeltes in Suid-Afrika. So ons het met ons navorsingsstasies het ons 'n navorsingsstasie net buite Potchefstroom wat meer kyk na die weste, die Vrystaat en ons fokus meer op droogtebestandheid en daai tipe genetika in daai area. In die ooste van die land en in KwaZulu-Natal het ons hoër siektedruk en daar's hoër reënval, dan selekteer ons spesifiek vir daai omgewings. En met ons netwerk kan ons dit doen. Maar terselfdertyd het ons ook toegang tot die wêreldwye kiemplasmabank. Wat ons die heel beste nuwe genetika kan inbring wat die wêreldrekords byvoorbeeld op mielieopbrengste tref wat ons plaaslik beskikbaar maak. So Drian, jy het nou genoem van siekte. Vroeër die jaar was 'n nuwe siekte in mielies wyd gerapporteer in die media by name mielieverwel siekte. Is dit reg? Mielieverwelk siekte. Verwelk siekte. Ja. Nou vertel ons gou net 'n bietjie, kan jy uitbrei op dit en waar berus die oplossing vir iets soos dit? Ja, so mielieverwelk siekte is 'n bakterieële siekte. So wat dit beteken is mens kan nie swamdoders spuit daarvoor om dit te beheer nie. So jou beheer gebeur op ander maniere as 'n spuitprogram. So tipies wat mens dan sou doen is jy sal jou landboupraktyke aanpas, wisselbou toepas en dan ook bestande basters plant om dit te kan beheer. Nou ja, ons navorsing jy weet omdat ons deel is van die globale netwerk het ons al ervaring met hierdie siekte vir meer as 30 jaar en uit Noord-Amerika uit en ons kan al daai ervaring gebruik in ons navorsing wat ons dan hier plaaslik kan toepas en dan beter kultivars selekteer. Is dit enigsins soos met mense waar daar seisoonaal 'n verandering is in iets spesifiek soos hierdie? Ja, definitief. Dit is soos enige plantsiekte is daar seisonale omstandighede wat dit kan verander. So mielieverwelk siekte tipies die plant moet fisiese skade kry om die siekte te kan kry. So tipies na 'n haalstorm of so dan sien jy die siekte meer. So vertel ons gou 'n bietjie as ons nou in die toekoms inkyk 10 jaar van nou af. Drian, wat kan ons verwag? Waarmee is Corteva besig en waaroor is julle opgewonde? Ja, so ons is baie opgewonde oor die nuwe tegnologie wat ons mark toe bring, die opbrengste wat ons verbeter. Soos ek vroeër gesê het, in 'n kort tydperk kan ons 'n baie groot verandering maak en seleksie maak in ons plaaslike omgewing om die volhoubaarheid op die plaas te verbeter en die opbrengste by ons boere te verhoog. Terselfdertyd, soos aan nuwe siektes vryspring of uitkom, dan het ons het die tools, ons het die seleksie wat ons kan toepas en ons kan baie vinniger daardeur kom as in die verlede. So baie opgewonde. Hoorie, dit is vir my ongelooflik interessant. Ek wens ons het nog 'n bietjie tyd gehad om te gesels oor die ontwikkeling en die wetenskap wat agter julle saadprodusering ingaan. Maar dankie julle ouens dat julle kom kuier het vanoggend hier op Groot Plaas. Abraham Vermeulen en Drian Bresler.